vreesloos. Wees vreesloos. Nou, wat baie interessant is, en ek praat nie van statistiek en ek praat van my persoonlike ervaring, daagliks met individue, met wie ek die voorreg het om skouer te skuur, dan kom ek agter, daar's soveel vrees vir die toekoms, vrees vir mense, mans in 2026 wat vrees het vir ander mense, wat mense gaan doen of nie gaan doen nie, wat hulle gaan sê of nie gaan sê nie. Kyk net hoe het ons land gevrees hierdie week. 600 miljoen rand in een dag beskikbaar gestel. 600 miljoen rand, net dat hulle nie ergens moet. Ouens, ek verstaan nie die goed nie. Daar's nie geld vir kos en baie regmaak is nie geld vir dit nie, maar ja, dan kan hulle vinnig die masjien aansit en begin geld druk. Vrees vir die onbekende, vrees vir mislukking, vrees vir siekte en selfs mense wat vrees om dood te gaan. Dis so eien aan my en jou avontuur. Dis maklik om te sê, is okay, ek is reg. Maar ek is onlangs persoonlik gekonfronteer met hierdie idee van minder goeie inligting wat na jou kant toe kom en dit wat dit skielik met jou hart doen. Hoe gaan jy dit nou interpreteer? Ek is nog jonk met 'n jong vrou en klein kindertjies. Wat nou, as sekere goed na my kant toe kom? Net hierdie week, kollega van my in sy middel 50's. Hy's nie vleer van sy lewe, hy sit op 'n direksie en hoë panele van die kerk. Hy trek vanaf Bloemfontein Polokwane toe en hy vat daar waar hy 'n paar kampusse se pastor word. Hy is veronderstel om terug te sit en eintlik die volgende 10 jaar net te geniet tot aftrede. Ek is nie presies seker wat as hy 3 aande terug het, die aand gaan slaap, toe sy vrou die oggend wakker word, toe lê hy dood langs aan die bed. Gesond, geseënd, geroep, gestuur. Hy's in sy middel 50's. You don't know when your line stops. Jy het nie 'n idee. Maar al hierdie goed het 'n manier om vrees te wek. En dis die vyand se strategie. En daarom is ek met my en jou praat oor, come on, glo in jouself, het jy nodig om te deel met vrees. Nou, wat is vrees? Vrees is die verwagting dat iets slegs gaan gebeur. Dis die plat Afrikaanse verduideliking daarvoor. Something bad is gonna happen. So then I start to fear. Vrees aktiveer verandering in jou gedrag. Dis dis hoekom jy sal sien, mense veg, vlug of vries. Hulle weet nie in 'n gegeewe omstandighede wat om te doen nie. En dis wanneer jy begin in jouself te twyfel. Jy twyfel of ek die man kan wees, die pa kan wees, die verkoopsman, jy die besigheidseienaar, jy vrees of jy die individu kan wees wat 'n bestaan kan maak in hierdie land en 'n blink toekoms sal hê in Suid-Afrika. Jy vrees sekere goed en daarom begin jy 'n vrees ontwikkel wat maak jy wil veg. Julle ken sulke mense wat wil vlug. Julle ken sulke mense en ander wat vries. Ek weet nie wat om te doen nie. So ek doen nou maar net niks nie. Dis hoekom jy ook niks meer ervaar nie. Wanneer vrees 'n aksie word, dan raak dit 'n oorlewingsmeganisme. Soveel ouens het 'n oorlewingsmentaliteit gekry en hulle lewe uit konstante vrees. Ek weet nie hoeveel alarmsisteme moet hulle nog opsit, hoeveel elektriese drade, hoeveel kameras, hoeveel goed moet hulle nog doen nie. Ons is konstant in vrees. Kyk hoe leef ons agter grendel en slot en ingeperktheid oor 'n klomp goed en dis nie veronderstel om so te wees. Maar Wikus, is jy naïef, wat van die werklikheid? Wel, dis waar met wat ek fisies ervaar. Die hartseer is baie van julle beleef het emosioneel en geestelik. Jy het jouself so uitgesluit uit die samelewing, dat selfs God sukkel om by jou hart uit te kom. Jou hart is partykeer so verhard, teenoor jou vrou, en teenoor jou kinder, en teenoor die koninkryk, en teenoor 'n klomp goed, because something, somewhere, happened. En al wat jy doen is nog 'n muur, nog 'n sekuriteitstelsel, nog 'n kamera, nog 'n ding, want jy het hierdie vrees. Ek kan niemand vertrou nie, ek kan niemand glo nie. Ek kan nie my woord, nee, ek kan nie, ek het net hierdie ek kan nie mentaliteit ontwikkel as gevolg van 'n klomp goed wat met my lewe gebeur. Nou sê ek, moenie stupid wees om jou deure oop slaap en jou kar oop los as jy al buite kom en hy weg. Ek praat nie van die materialistiese en die fisiese nie, ek praat met jou oor jou hart.
Daar waar jy in jouself moet glo, dat jy sal word wie God gesê het, jy kan wees. Spreuke 16:32 en 33 sê, 'n man, 'n individu wat sy meer kan beteel, is sterker as die sterkste mens. 'n Man, ek gaan dit weer sê, wat goed omgaan wanneer slegte goed na sy kant toe kom, wat sy meer kan beteel, sy woorde sorgvuldig en deursigtig kan laat kommunikeer. 'n Man wat weet dis beter om te luister as om te praat. 'n Man wat nie skinder, 'n man wat nie negatief, kortsigtig of enigsins hierdie wêreldse manier dinge doen nie. Sterker is die sterkste mens. Die man wat sy drang en sy emosies kan beheer, is magtiger as magtig is. En hy sê dan, die mens wik, maar dis God wat beskik. Jy beplan, jy doen, maar op die uiteinde is dit God wat toelaat wat in jou lewe sal gebeur. Maar die man wat dinge reg doen, is sterker as enige ander vorm van verwysing op hierdie aarde. Wat my net vanoggend, en ek pleit by jou, ek gaan bid voor die tyd, Here, laat ek 'n toom op my kry. Tem my, Here. Moenie nie dat ek sommer net goed sê om dit sê of doen om dit te doen. Beteken nie as jy iets kan doen, jy moet dit doen nie. Hoekom moet ons altyd kyk of ek die sterkste straal kan pie? Hoekom moet ek probeer 'n beter weter wees? Hoekom moet ek jou probeer beïndruk? Why? Why do I do certain things or do not do it? Why do I pitch up or stay away? Why? Here, tem my, sit 'n toom op my. Ek is nie in kompetisie met enigiemand anders nie. Ek moet in myself glo. Ek het nie nodig om vir hierdie wêreld iets te wys. My pa is die koning. Die wind luister na hom. Aan hom behoort goud en silwer in die 4000 berge. Gesondheid is op die punte van sy vingers. Hy het roem en ryk, hy het die koninkryk. Hy is die vader van lig. Duisternis kom nie naby hom. Hy sê en dit gebeur. Daarom hoef ek nie te vrees nie. Ek hoef nie angstig te wees nie. Maar ek en jy is geneig wanneer die lewe gebeur om onsself by die verkeerde goed, by die seer goed, by die goed wat voel ek moet myself bewys, ek moet iets doen, ek moet, dit gaan nie oor wat jy moet nie, dit is wat hy gedoen het. I do not operate for victory, I'm operating from victory. En daarom is dit belangrik om vir jou te sê dat jy moet jouself beteel en in lyn kry met hoe die koninkryk jou sien. Ek dink vir Jesus wat soos 'n slagskaap na 'n slagpale gelei was, hy kon in 'n oomblik 'n legioen engele opdrag gee, but he went not bend over because of his circumstances, he bended because he know if he didn't bend, we will break. As hy nie vir ons gebuig het nie, het ek en jy gebreek. Maar hy het gebuig en na hy kruis gedraai, die Via Dolorosa gestap. So ek en jy vandag hier kan sit en vryheid kan ervaar, wonderwerke kan beleef, seun en man van God genoem kan word. Glo in jouself. Stamp in iemand sê vir hom, glo in jouself. Paulus skryf in 2 Timoteus 1:7, God het my en jou nie binne in wat ek en jy ervaar, 'n gees aan ons toevertrou, aan ons voorgehou en aan my en jou gegee wat maak het ek en jy moet vrees nie. Hy het ons 'n gees gegee wat my en jou sal help dat ek en jy krag, lief en selfbeheers kan opereer en funksioneer. Eksodus 4:1 en hierdie was powerful vir my. Ons weet die Here kom by Moses en hy sê vir hom, jy moet my volk gaan uitlei. Met ander woorde, daar's 'n transisie. Jy het nodig om te glo wat ek vir jou sê. Dit waarmee ek jou vertrou is belangrik. En hier kom Moses en hy sê, Here, maar wat as? En die engel sê, what if? What if they don't believe me? What am I going to say? Who are you? Who sent me? What if? Maar wat as? Hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar die Here sê, het ek nie persoonlik aan jou verskyn nie. Moses, staan ek nie voor jou nie. Is jy nie op 'n plek waar jy weet, is ek God wat jou op hierdie aarde gesit, is ek God wat jou hierdie opdrag gee, is ek God wat jou hierdie geleentheid bied, is ek God wat wil hê dat jy net moet vreesloos gehoorsaam bly in dit wat ek jou van vra. Nee maar, what if?
En ek kom agter dat die what if is die goed wat my en jou terughou. Dit word 'n tipe van 'n vrees in 'n vorm van geloof. Vrees word 'n tipe van 'n geloof in die wat as zone, die what if zone. Ek en jy het almal hierdie what if, ja, maar wat as hulle my nie glo nie, wat as dit nie werk nie, wat as dit nie my tyd is nie, wat as ek al hier, wat as, dit word 'n tipe van 'n vrees, wat 'n kommuniteit van geloof word vir jou. En daarom is dit so belangrik, en ek wil jou hierdie vraag vra, wat as ek en jy vandag met mekaar net eerlik is waar ek trek, en jy kan vir 'n oomblik die sirkel toemaak en binne in dit vir jouself sê, waar vind ek myself? Want vrees openbaar wat vir jou belangrik is, waarin jy 'n waarde heg. Dis ongelukkig wat vrees doen. As ek my skoonma vrees, dan heg ek waarde aan haar uitspraak. Dis so, as ek my baas vrees, as ek die vyand vrees, as ek die onbekende vrees, dan heg ek waarde daaraan, want ek kanaliseer tyd en energie daaraan. Die meeste mense praat net oor hulle vrees en hulle bekommernisse. Vrees, kyk hoeveel energie spandeer jy aan jou vrese. Hoeveel geld sal jy daaraan spandeer? Dit sê dit is jou belangrik, maar dieselfde asem sê dit ook vir my, dis ook die plek waar jy sukkel om God te vertrou. Vrees is die plek waar jy sukkel om God te vertrou. That's the area, so as jy vir my sê, ek vrees dit, that's the area where you need to trust God more. Daarom is dit so belangrik, as ek vanmôre met jou tyd te spandeer, because hoe kan ek hierdie what if, what as in my lewe hanteer? Nommer 1, jy het dit nodig om dit te erken. Ons het nodig om eerlik te wees waar ons trek. In Psalm 56 kom die skrywer en sê vers 2 tot 5, Here, asseblief, moenie met my kwaai wees nie. Werk mooi met my, werk sag met my, gee my genade. Mense vertrap my. Ek weet, my hele dag is gevul met pyn en seer en slegte goed wat gebeur. Here, my vyande is besig om my te maak dat ek word wie ek nie wil wees nie. Ek sê goed en ek gaan na plekke en ek dink goed en Here, asseblief help my. Maar hoor wat sê vers 4. Maar die dag as ek vrees, die dag wanneer ek weet ek is in die moeilikheid, kan ek nie dat al die water in die see binne in my kom nie, my omstandighede met my nie penetreer nie, my fokus gaan gevul wees om U te vertrou. Met ander woorde, ek erken my pyn, maar ek weet ook dat God my kan help. Deur God sal ek sy woord prys en ek vertrou op God, daarom vrees ek nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Wat kan vleeslik met my gebeur? Broers, jy kan my doodmaak. Jy kan my geleerdheid en my jy kan my papier, die grade wat ek het, jy kan jy opskeer, jy kan dit wegvat, jy kan sê dit is 'n null and void, dit beteken niks meer nie. Maar een ding wat jy nie van my kan wegvat nie, is my geloof in God. Jy kan my geld, jy kan na my doen net wat jy wil. As I said, you can even kill me. I will not die because I will always live in Christ. Kan ek 'n amen kry? So kom vrees ons. En vrees maak dat jy sukkel om te glo. Erken dit, wees eerlik daaroor. Dis wat Dawid gedoen het. En hy het daardeur gesê, wanneer daardie dag kom, I choose to believe. Nommer 2, soek God. Soek God. En moenie laat gaan van hom totdat jy jou vrese oorkom het. Die vrees vir die onbekende, vir die tydelike, vir die hier en die nou nie. Psalm 34:5 sê, ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en uit al my vrees gered. Hy het dit erken. Hy het dit erken dat die Here die stemme stil gemaak. Hy het die goed bedaar, hy het die ding ontangel, hy het die pyn weggevat, hy het die wonde genees. He did it. Maar ek moes God soek. Hier's die moeilikheid. Ons soek God nie meer nie. En dis hoekom jy meer aandag gee aan die vrese wat jy het. Maar dit maak dat jy nie meer glo dat jy kan wees wie jy gesê het jy is nie. Jy is syne, jy's 'n kind van die Allerhoogste. Jy's man gemaak in die beeld en gelykenis van God op hierdie aarde om te heers en te regeer. Hy het my en jou die vermoë gegee om goed name te gee. Hy het gesê ek sal jou woorde gebruik om lewe te bring. Maar jy gaan kies of jy daai selfde tong gaan gebruik om dood te spreek. I gave you the authority to become something so unique and special.
And you don't need to work hard to be that man. Just stand up and say, fearfully, wonderfully, I will make in the image of God. So I am here not to be shuffled around by people and their opinions, not pushed by the enemy or pulled by some circumstances, to stand firm and fight the good fight of faith, to become a man that said, I believe, ek glo dat ek is wie God sê ek is. So kanselleer vrees, ek deel met dit wat my geloofsarena wil penetreer, ek deel met dit, ek staan, ek sê, ek bid my gebed, en ek het nie nodig om vir jou te probeer wys, ek is beter as jy, ek is vinniger as jy, ek is sterker as jy, kom ek gaan 'n kompetisie met jou, ek gaan verdeeldheid, nee, when you are united with heaven, wanneer jy vasgemaak is en geanker is in God se plan, droom en doel vir jou, kan om jou maar gebeur wat gebeur, jy weet wie jy is, jy weet wie sin jy is, jy weet waartoe jy pad is, staan saam met my asseblief. Soek God. As jy regtig in jouself weer wil glo, start to see God like never before. Seek Him early in the morning. Seek Him in every conversation and during the day. Seek Him in the evening when you stand to pray with your kids and your grandkids. Ja, wiekie ek sê, oupa, my kinders is lankal uit die huis uit. Wat as jy die volgende 7 dae sê, elke aand, gaan ek my kind op 'n sekere tyd bel, 8 uur. En dan gaan hy sê die foon op, dan sê ek, seun, die Here het gesê ek moet vir jou bid. En dan begin jy sommer net bid oor die telefoon. Just start to pray. Heavenly Father, hallowed be thy name. Let your kingdom come for my son and his children and his children's children. Lord, have your way. Mag hy 'n great nag ervaar in Jesus naam. Amen. My kind, jy moet lekker slaap. Hy gaan aan die ander kant van die telefoon sê, wat het nou hier gebeur? Wat 'n kerk het nou hier? Wat gaan met my pa aan? Is my pa gerook? Is my pa op gelopsop? Wat gaan met my pa aan? What if we change the atmosphere and fearfully start to do things? Daar my pa gaan dit nie doen nie. Wat is jy seun het vir jou pa doen? Wat as jy die telefoon optel vanaand? Nog voordat jou pa iets behoorlik kan sê jy, hey dad, ek wil net gou vir jou bid. Pa, I love you. Heavenly Father, hallowed be thy name. Let your kingdom come for my dad. I pray that he will have a good night rest. Ek wonder as ons net hierdie klein goedjies gaan begin doen, of ons geloofsarena nie gaan groter word, en ons vrees gaan kanselleer en goed gaan begin sien, terwyl ons God soek nie. Ek sluit af Jesaja 26:3 en 4. Here, U bewaar elkeen. Ek het gaan kyk, Grieks, Aramees, en al die tale is elkeen. You're not excluded, you are included. U bewaar elkeen wat U vertrou. Here, hou ons veilig. I trust you. John Wesley het in die 1700s geleef, hy was 'n baie bekende evangelis. Hy het 'n paar interessante goed gesê, maar een ding wat hy gesê het wat profound is. I have never known more than 15 minutes of anxiety or fear. Dit klink arrogant, but he said it. Dis 'n quote uit een van sy boeke. I have never known more than 15 minutes of anxiety or fear. Whenever I feel fearful emotions overtaking me, I just close my eyes and thank God that He is still on the throne, reigning over everything, and I take comfort in His control over all the affairs of my life. John Wesley het gesê, ek laat nie langer as 15 minute in my lewe toe, dat die duiwel eienaarskap kry, en besit is van, wie ek is, hoe ek dink en hoe ek redeneer nie. I close my eyes, and I place God where He belongs. He is the King of Kings, and I am His son. Kom ons maak ons oë toe, Vader.
Vanmôre kanselleer ons vrees. Ek glo met alles binne in my. Help my dat wanneer geluide kom, klanke gebeur, sinsnede, wapens gevorm word, opinies my ore wil penetreer. Help my dat ek my oë sal sluit en sal onthou, ek is wie God sê ek is. Ek sal word, beleef en ervaar wat U gesê het. Niks sal my skei van die liefde van die Here nie. Seën my, beskerm, behoed en bewaar en begelei my, Here, in Jesus naam. Ek kanselleer vrees. Dankie dat U saam met my sal wees. En elke man sê saam. Ek sien jou volgende week om 6. God bless.